Mense, in hierdie video gaan ek net beperkende reagens verduidelik. Nou, voordat ek begin, ek kom agter dat wanneer jy sukkel om hierdie te verstaan, dan dink jy is dom. Nee, die rede hoekom jy sukkel om te verstaan is die werk is nogal moeilik. En meeste van ons sukkel om chemie te visualiseer. Vir baie van julle is dit net 'n klomp lettertjies op papier. En as dit net 'n klomp lettertjies op papier is, dan raak dit verskriklik moeilik om te verstaan wat 'n mens doen. So twee goeders. Die een is, ek gaan jou nooit dom noem nie, moenie jy dit doen nie. En die tweede ding is, terwyl ek verduidelik, onthou, daar's actual atoompies wat besig is om met mekaar te verbind of los te bind. En hou dit in gedagte. Hierdie vergelyking is 'n classic. Alright. So kom ons werk 'n bietjie deur hom, want hy kan hierdie ding 100% lekker illustreer. So kom ons sê hulle gee vir ons 400 gram stikstof en hulle gee vir ons 80 gram waterstof en hulle sê vir ons, hoorie, hierdie goeders reageer en dan vra hulle watter een is die beperkende reaktant. Nou die ander naam vir hierdie ding is beperkte reagens of whatever, dit maak nie saak. Beperk something, react something. Almal van daai woorde is legit. So, 'n beperkte reaktant is die ding wat eerste opraak. So, ons eerste instink is om te sê, maar hang on a minute, hierdie waterstof hierso weeg 80 gram. En daai weeg 400 gram, so surely is dit hierdie chommie wat eers opraak. Die antwoord is, wel, nee, nie noodwendig nie. Ons weet nie, waterstof is tiny. Is net so 'n klein jobbie. En stikstof is 'n heel wat groter atoom. So, of course gaan hy 'n bietjie meer weeg. Die ding wat ons nodig het om te weet, is om uit te figure hoeveel van hulle daar is. Maar, just hang on a minute. Kom ons begin met 'n analogie. So, ek is seker, meeste van julle het al in julle lewe 'n toebroodjie gemaak, en as jy nog nie 'n toebroodjie gemaak het nie, then you are losing out, sir. Ek het besluit, ek gaan nou 'n ham en kaas toebroodjie maak. En die manier wat ek van 'n ham en kaas toebroodjie hou, is, ek is mal oor kaas, en die ham is daar, jy weet, tuis in 'n supporting rol. So, in my lewe gaan daar 1 ham wees, plus 3 kase, gee vir my 1 sami. Goed. Alright, en ek sê vir jou, ek het 6 ham slices, en ek het 15 kaas slices. Kaas. En nou vra ek vir jou, wat een is die beperkte reaktant hierso? Basically, wat een gaan eerste opgebruik word. En nou is ons instink om te sê, ja, maar jy het net 6 ham, en jy het 15 kaas, dat is baie meer kaas as ham, so obviously is die ham die beperkende reaktant. No. So, die volgende ding wat jy vir jou vra is, hoeveel, as ek my resepie volg, hierdie resepie wat sê, 1 ham, 3 kase, 1 sami, hoeveel samies, hoeveel kan ek maak? So, die vraag is, as ek 1 ham gebruik om 1 sami te maak, dan gaan ek 6 samies kan maak. As ek 3 kase gebruik om 1 sami te maak,
Want onthou, ek's lief vir kos en dis hoe ek my lewe wil leef. So please don't judge me. Jy kan doen wat jy wil en I will fully support that. So 15 kaas en ek gebruik 3 kaase vir een sommie. Dit beteken 3 na 1 toe, 3 kaase vir een sommie beteken hoeveel groepies van 3 kan ek hier maak? Ek kan 5 groepies van 3 maak. Ek het net 15 gedeel met 5. Ek het met ander woorde 5 sommies wat ek hier kan maak. En nou sien ons, die storie is 'n bietjie anders as wat ons gedog het. Ons het begin met 15 kaas, so dit lyk asof ek way meer kaas het. Nee, dis nie ek lyk asof ek way meer kaas het nie. Ek het way meer kaas as wat ek ham het. Maar omdat ek so baie kaas gebruik in my sommies, gebruik ek my kaas eers op en ek kan net 5 sommies maak. Met ander woorde, hierdie een wat minder sommies kan maak, is die ouetjie wat beperk is. Nou, ons gaan hierdie voorbeeld gebruik aan hierdie kant. Gee my net 'n oomblik dat ek die witbord opstel. A few minutes later. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan hierdie sommetjie doen en waar ons moet dink is hierdie konsep wat ek hier met die ham en die kaas, wat jy kan visualiseer, gewys het, gaan ons nou hierso toepas. Die ding wat hier gaan gebeur, met hierdie lettertjies wat geen sin maak nie, onthou stikstof is 2 atome wat aan mekaar gebind is. So, dis hoe 'n stikstofmolekuul lyk. En onthou waterstof, same story, is 'n tiny jobbie, hulle moes aan mekaar geraak het. Ja. As hy. Is 'n tiny little atoompie wat so aan mekaar vas is. En vir elke een van hierdie, ek weet dis 2 wat aan mekaar vas is, maar ons sê dis 1 molekuul. Vir elke stikstofmolekuul het ons 3 van hierdie nodig. So kom ons doen dit. 1, 2, 3. Another copy. Bam. En dan gaan hierdie ouetjies vir ons dit gee. A little longer than a few minutes later. So. Daarso, ek hoop hierdie maak dit 'n klein bietjie makliker vir julle om te visualiseer wat aangaan. Maar ons is letterlik besig om 'n weird freaky toebroodjie te maak. So. Die eerste ding wat ons nodig het is om te sien hoeveel van hierdie chommies het ons. So die sommetjie wat 'n mens doen om uit te figure hoeveel is die molsom. So 'n molsom werk jy hoeveel uit? So die sommetjie wat ons moet doen is 400 en dan een van hierdie balletjies, een van hierdie chommies weeg 14, maar daar's 2 van hulle, so dan het ons 'n totaal van 14 mal 2, en dit gee vir ons 28. En dan, I don't know how much that is, but let's find out. Dit gee vir ons 14.29 mol. Okay, so nou weet ons hoeveel van daai daar is, kom ons doen dieselfde vir die waterstof, hulle sê vir ons daar is 80, wag 'n bietjie. So sy sommetjie is maar net N M oor hoofletter M. Daar is 80 gram van hierdie chom. En waterstof, een van daai, een van hierdie weeg 1 en as daar 2 van hulle is, dan is dit net 2 eenvoudig 2 en dit gee vir ons daar's 40 mol. Aanvanklik het ons gesê daar's 80 van hierdie of 80 gram van hierdie en dit is minder as die 400, so maybe gaan dit eers opgebruik word. Maar nou het ons 'n heeltemal ander storie. Nou dat ons kyk hoeveel daar actually is, nie hoeveel dit weeg nie, maar hoeveel daar is. Lyk dit asof die stikstof eers opgebruik gaan word. But wait. My antwoord is nie noodwendig nie. Okay? Ons moet hierdie laaste stapie gaan doen. Want daar word net 1 stikstof gebruik om 2 van hierdie te maak. Maar ons het letterlik 3 waterstowwe nodig om hierdie storie te maak. So, as ons net 1 van hierdie gebruik,
en ons gebruik 3 op 'n slag hierso, is dit moontlik om hierdie eerste op te gebruik? But I'm not sure. So kom ons doen die laaste stapie wat ek vir myself vra. So hoeveel samies kan ek maak? As hierdie my samie is, hoeveel van hulle kan ek maak? So die sommetjie wat ons doen is hierdie chom het 'n invisible 1 voor hom. En daai chom, vir elke een van hierdie is daar 2, so ons verhoudingssommetjie is 1 tot 2. En dan sê ek, okay, ek het hierso het ek 14,29. So hoeveel samies kan ek hierso maak? Ek weet nie of julle weet om hierdie verhoudingssommetjie te doen nie, maar jy maal daai met daai ene, daai te met mekaar, 1 maal x is gelyk aan, en dan maal jy daai tweeetjies, 14,29. Okay, 14.29 times 2. Skroeski. En dit sê vir my, ek kan 28.58 samies hierso maak. 28.58 mol NH3 maak. Okay, dis awesome. Nou, kom ons kyk wat is die situasie by die waterstof, waar ek 3 van hierdie goeders gebruik. Ek sê ek het 3 van daai, tot 2 van daai. Nou, hierdie sommetjie is 'n bietjie meer interessant. Ek het 40 mol, en hierdie chommy is my x. Onthou het ek gesê, jy maal daai ouens met mekaar, jy maal oor kruis, so ons het 3x, en dan maal ons oor kruis, gelyk aan 80, dan deel ons met 3 aan al twee kante. 26.67 mol NH3. So, sien julle hoe naby dit is? Sien julle hoe flippend naby dit is? Op die einde is hierdie ouetjie, hy kan slegs 26 samies maak, en daai ouetjie kan 28 samies maak. Dit beteken hierdie chom is die beperkende reaktant. Kom ons take a moment and appreciate hierdie rollercoaster ride. Ons het begin en gesê, daar's 400 gram hierso en 80 gram hierso. Toe sê ek vir julle, nee, daai is net heel wat ligter as daai, en miskien gebruik ons hierdie een eers op. Dit was 'n balsom gedoen. Toe lyk dit asof hierdie chom, hy's minder as daai ouetjie. En it's like, sure, maybe, maar kom ons doen die som. En toe ons op die ouend kyk, hoeveel kan hy maak? Toe kan hierdie ouetjie 28 maak en daai ouetjie kan 26 maak. So hy het net so klein bietjie meer wat hy kan maak. Letterlik tiny amount meer. So, die stappies wat jy hierso volg is, ons recap. Jy begin met 'n gebalanseerde vergelyking. Balanseerde vergelyking. Okay, ek het niks daaroor gesê in die begin, maar dis waar jy moet begin. As hy nie gebalanseer is, nie beter om balanseer. En as dit 'n issue is, sê vir my in die comments en ons doen 'n video daaroor. Jou tweede stapie is, so werk die mol van die reaktante uit. Stapie 3 is doen 'n verhoudingssommetjie met die produk om te sien hoeveel produk gevorm word. En jy doen dit vir elke en dan gaan nie like 7 reaktante vir jou gee nie. Dan gaan net 2 wees. Maybe 3. Ek het nog nooit gesien dat dit 3 is nie. En dan jou laaste stapie is die een
wat die minste, en dit is belangrik, die minste produk maak is beperk. Boom. Okay mense, ek hoop dit was behulpsaam gewees en dat julle reg gekom het. En as julle enige verdere vrae het of nog steeds nie verstaan nie, sê vir my waar jy vashak en dan verduidelik ek weer. Okay, tot ziens.